Here, laat die woorde van my mond en die oordeenkinge van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, vrede en barmhartigheid van God ons hemelse Vader en van Jesus Christus sy enige gebore Seun word aan U geskenk. En mag dit ook ryklik vermenigvuldig word deur die kragvolle werkinge van die Heilige Gees van God. Amen. Nou vriende, dit is weer vir my 'n besondere voorreg om die woord aan U te bedien vanaand en mag die Here ons ook saam seën rondom sy woord en is heerlik om 'n paar ou skoolvriende ook hier vanaand te sien en mag die Here ons dan ook so in sy teenwoordigheid seën met sy Heilige Gees se werking in ons hart. Ek wil hê u moet net vir 'n oomblik weer na die kaart kyk. As daar iemand is, ek wil nou soos Dominee Andrew maak om te vra as daar iemand is wat nog nie so 'n klein kaartjie gekry het nie, wil u nie gou vinnig die hand opsteek nie. Is daar enigiemand wat nie so 'n kaartjie gekry het nie? Laat ons net gou sien. Steek gou vir ons net weer die hand op. Dit lyk of almal so 'n kaart gekry het. As daar nie is nie, daar's baie van hulle nog oor. Hier kom Dominee Andrew. Hy gaan nog so 'n kaartjie uitdeel. Daar's regtig baie van hulle, u kan van hulle kry. Die kaart stel vir ons die boek Openbaring voor. Ons het reeds gesê, die boek Openbaring is nie so moeilik om te verstaan so sommige mense wil voorgee nie. Dis nie 'n geslote boek nie, dis nie toebaring nie, dis openbaring. Dis wat geopenbaar is, die seels wat gebreek is. Dit wat verseël is in die boek Daniël, wat Daniël graag meer van sou wou weet, is nou uiteindelik geopenbaar. Ons het gesê Openbaring 1 vers 19 is die sleutelvers om hierdie boek te verstaan. Natuurlik in die verlede, in die hede en in die toekoms, dis wat vers 19 ons leer. Die temavers is Openbaring 1 vers 7. Dit handel natuurlik oor Jesus se wederkoms. So seker as wat hy een keer na hierdie wêreld toe gekom het en die wêreld dit nie verwag het nie, leef ons in 'n tyd waar ons met sekerheid weet dat hy weer gaan kom en die wêreld gaan dit nie verwag nie. In 'n uur wanneer hulle dit nie verwag nie. Die boek Openbaring het ons gesê 22 hoofstukke. Hoofstuk 1 handel oor die verheerlikte Christus, hy wat nog altyd was, is en sal wees, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, soos Jesus op die eiland Patmos aan Johannes verskyn het. Hoofstuk 2 en 3 stel vir ons die kerk voor, die 7 gemeentes wat typerend is van enige soort gemeente, enige soort lidmaat. Dis waaroor die boekie Jesus in die kansel gaan wat u daar agter na die tyd weer kan kyk na. Dan hoofstuk 4 en 5 is gebeure met die kerk in die hemel. Die kerk wat nie op aarde is nie, maar weggeneem is om te wees waar Jesus is, soos Jesus beloof het in Johannes 14 vers 1, 2 en 3. Wanneer ons daar lees, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. En dan sê die Here Jesus, kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer om julle te neem na waar ek is. Die kerk, die bruid, is dan in die hemel, en vanaand gaan ons stil staan by wat gaan ons daar doen, en wat gaan ons daar sien, as die bruid dan weggeneem is om by Jesus te wees. Maar dan Openbaring 6 tot hoofstuk 18, daar is 'n parentese in die middel daarvan, hier by hoofstuk 12, 13 en 14, 'n parentese is soos daai oom, wat vir jou 'n storie vertel, en dan onderbreek hy homself. Dan sê hy, nou kan hy nie later onthou wat het hy nou eintlik gesê nie. Julle weet ons maak so. Dit is 'n parentese. Nou, Johannes kan ten minste onthou waar hy was, en hy gaan voort. Maar Openbaring 6 tot hoofstuk 18 is 'n beskrywing met die breking van die 7 seels oor hierdie tydperk wat Jesus genoem het die groot verdrukking in Matteus 24 vers 21. Dis 'n periode van 7 jaar wat sal aanbreek voor Jesus se wederkoms. Goed, dis nie ek wat die tyd daaraan koppel nie, ons gaan môre aand as die Here wil kyk wat die Bybel die tyd gee.
Nou lees ons in Daniël. Ek het nou gister vir u gesê Openbaring 12 praat van 1260 dae. Dis presies 3,5 jaar, 'n tye en 'n halwe tyd. Dis presies 42 maande. Die Bybel gebruik hierdie 3 uitdrukkings aan hierdie 3,5 jaar plus 3,5 jaar wat 7 jaar is. In die middel van die verdrukking gaan die Antichrist, 'n wêreldleier wat gaan optree voor Jesus se wederkoms, hierdie verbond verbreek. Die verbond wat ons van lees in Daniël 9 vers 27 dat hy vir 1 week lank 'n baie sterk verbond gaan sluit. Maar nou lees ons in Daniël. As jy nou Daniël 12 gaan lees, dan sal jy sien daar staan 1290 dae. En dan weer 1335 dae. Ewe skielik 'n ekstra 30 dae en dan by dit nog 'n ekstra 45 dae. Nou sê mense, sien maar hier weer spreek die Bybel homself, want Openbaring sê 1260 en Daniël sê 1290. Wat is nou die antwoord? As jy daai antwoord wil hê, moet jy Woensdag aand kerk toe kom. Dan gaan ek dit vir u gee. Kyk, Dr. Henny Prinsloo, my kollega, het altyd gesê, mense wat op 'n Maandag aand kerk toe kom, hulle wil graag by die kerk wees. En nou is u hier. U sal nie glo wat sê ek van mense wat op 'n Dinsdag aand kerk toe kom nie. Kyk, hulle wil definitief by die kerk wees, maar Woensdag aand gaan ek vir u daai antwoord gee. Net om die prentjie vir u bietjie verder in te kleur, in Openbaring hoofstuk 19 vind ons dan die wederkoms van die Here Jesus, die geopende deur wat gegee is. In die eerste verse vind ons die bruilof van die lam. Met ander woorde, hoe die bruid in die hemel gekom. Die bruid is weggeneem. In die hemel, die bruilof van die lam, en dan na die bruilof van die lam is Jesus se wederkoms. Dis hoe die boek Openbaring daai kronologiese orde vir ons gee. En dan wanneer hy teruggekeer het, ons sal Woensdag aand gaan ons met mekaar praat oor die slag van Armageddon. Wat gaan gebeur wanneer die Here Jesus terugkeer? Dan gaan ons van hierdie inligting ook vir u gee. As Jesus nou op aarde is, wat gebeur dan? Hy kom nou terug met sy wederkoms. Wat gaan gebeur? Ons gaan Woensdag aand meer daaroor sê. Maar wat ek vanaand net wil sê is, hoe weet ons hoe om al die simbole en al die beelde van Openbaring te verklaar? Daar's 2 beginsels wat die hervormers vasgestel het met die reformatie, toe Martin Luther nou natuurlik, onthou 31 Oktober het ons hierdie reformatie Sondag nou juis herdenk, en die beginsels wat hulle vasgelê het is in die eerste plek Sacra Scriptura sui interpres. Dis 'n Latynse uitdrukking wat beteken ons moet toelaat dat die Bybel homself, die Heilige Skrif, Sacra Scriptura, moet homself interpreteer. So ons moet nie ons eie gedagtes die teks inlees nie, ons moet dat die teks self sê. So lees ons daar in Matteus 22 vers 12, van iemand het by die bruilofsgeleentheid opgedaag en hulle het nie 'n kleed gehad nie. Jy ken mos daai verhaal. Hulle het opgedaag sonder 'n bruilofskleed. Toe sê die een dame, sien dit is omdat daai persoon nooit groot gedoop is nie. Toe sê ek, my wêreld, ek dog dis nog oor al die jare omdat daai persoon nie sonnaarskool bygewoon het nie. Verstaan? Ons kan nie ons eie gedagtes die skrif inlees en nou raai ons maar nie. Ons moet toelaat dat die skrif homself verklaar. So lees ons byvoorbeeld in die boek Openbaring, in Openbaring 12 van 'n groot vuurrooi draak. Wie is hierdie groot vuurrooi draak? As u Openbaring 20 gaan lees, dan sal u sien die groot vuurrooi draak wat daar uitgebeeld word, is in Openbaring 20 niemand anders as die ou slang, die duiwel. 'n Uitdrukking wat gebruik word vir die draak. Al 3 hierdie terme, die draak, die ou duiwel, die slang, kom net so daarvoor. So ons laat toe dat die Bybel homself interpreteer. Ons lees byvoorbeeld in Openbaring 13 van 'n dier wat uit die see uit opkom. Nou lees ek verlede week 'n professor van Duitsland wat sê dat die see verwys na die see van chaos. Openbaring 17 verklaar daai see. Dit verwys nie na chaos soos hy sê nie. Openbaring 17 sê die see is die nasies. Aan die ander woorde is nie ons wat dit
inlees nie, die teks sê dit self. So 'n dier wat uit die see uit opkom, verwys na 'n leier wat uit die nasies uitkom. Hoe weet ons dis 'n leier? Want as ons nou weer teruggaan na Daniël hoofstuk 7 toe, dan sien ons daar word 4 wêreldryke uitgebeeld. Daar is natuurlik die leeu wat Babylon voorstel. Daar is 'n beer wat aan die een kant opgerig is, wat die Mede-Persiese ryk is. Die beskrywings word daar gegee en gesê, dit is hulle. En dan as jy Daniël 8 lees van die harige bokram, die Bybel sê net daar, dit is die Griekse ryk. En hierdie harige bokram het 'n sterk horing en sy horing is afgebreek en hy het in 4 verdeel. Dit is Alexander die Grote se koninkryk wat in 4 verdeel word. Die geskiedenis sê dit vir ons. En hy die skaapram met die 2 horings, dis die beer wat aan die een kant opgerig is, en die ander kant is die Mede-Persiese ryk wat ook in Daniël 2 beskrywe vir ons word, met die silwer, die 2 arms, die Mede-Persiese ryk. Jy kan nou meer daarvan lees in die boekie oor Daniël daar agter, maar uiteindelik kom daar dan nou nog die lendene van brons, die Griekse ryk. Dis 'n luiperd met 4 vlerke soos die horing afgebreek is. Ek praat nou vinnig, maar ek wil net vir u vinnig die prentjie inkleer. Dis nie ons wat dit uitdink nie, die Bybel sê dit daar self. 'n Luiperd met 4 vlerke, hy hardloop so vinnig dat sy voete nie eers grond raak nie. Dis Alexander die Grote wat in 10 jaar die wêreld verower het. Maar na hom kom die Romeinse ryk, die draak met die eystertande. So, nou gaan ons terug na Openbaring 13 toe. 'n Dier wat uit die see uit opkom. Hierdie dier het pote soos 'n beer, 'n kop soos 'n leeu, 'n lyf soos 'n luiperd, tande soos 'n draak. Dit vat ons terug na Daniël toe. En wanneer ons dit vergelyk, dan sê Daniël 8 dat daar 'n koning gaan kom met 'n harde aangesig, 'n man, 'n leier, en Paulus noem hom weer in 2 Tessalonisense 2 vers 3 en 4, die mens van die sonde, die seun van die verderf, hy wat die Here gaan vernietig in vers 8 met die stem, met die woord wat uit sy mond gaan by sy verskyning. En dan sê Daniël vir ons 'n klip gaan losraak sonder die toedoen van mense hande en hierdie beeld tref. Jy sien, dit het alles met mekaar te doen. Hierdie koning van Daniël, dit wat Jesus vergelyk, so ons raai nie. Die Bybel gee vir ons die antwoorde, dat dit verwys na hierdie antichrist, die dier, want nou as jy Openbaring 19 gaan lees, vers 20, dan is die dier en die valse profeet gevange geneem en in die poel van vuur gewerp. Die valse profeet wat nou natuurlik in Openbaring 13 die dier wat uit die aarde uit opkom. So die tweede beginsel, ek het nou vir u gesê, Sacra Scriptura sui interpres, die Bybel moet homself verklaar. Ons kan nie ons eie gedagtes daarin lees nie. Dit is hoekom mense so baie dwalings het vandag, en hierdie een glo dit en hierdie een glo dit, is omdat hulle inlees in plaas van uitlees. Maar die tweede een is sensus literalis. Dit beteken jy moet die letterlike sin van die teks vind. So die boek Openbaring het klaar beelde, klaar simbole, dit is klaar figuurlik. Jy moenie nou dit allegoriseer, en dit beteken nou gaan soek jy nou nog allerhande geestelike betekenisse nie. En dis waar mense klei trap. Byvoorbeeld in Openbaring 9 sien Johannes perde met koppe soos leeu's wat vuur spoeg, en die skade word deur hulle stert aangerig. As jy gaan kyk na die beskrywing, dan sal jy sien daar word gepraat van 'n groot weermag wat gaan kom, en dis hierdie weermag wat nou beskryf word, en selfs hulle kleur word beskryf van hulle borsharnasse van swavelgeel, blou en rooi. Ek gaan Woensdag aand vir u dit wys uit die Bybel uit, dat dit 'n beskrywing is van China. Hulle presiese militêre kleur word gegee. So hierdie simbool wat hy nou raak sien, is niks anders as moderne wapentuig, tanks, artillerie wat skiet. Hulle krag is in hulle sterte waarmee hulle vuur spoeg. So sal Woensdag aand daarna kyk. So kry die letterlike betekenis. Dit help nie jy gaan soek na allerhande verskeidelde betekenisse en dis meer, en laat toe dat die Bybel homself verklaar. Maar goed, dis weer genoeg oor die kaart gesê, soos wat ons net die prentjie van Openbaring vir u wil inkleer.
U kan nou saam met my die woord oopmaak by 2 Korintiërs hoofstuk 5. 2 Korintiërs hoofstuk 5, dis 'n baie bekende gedeelte. Ek wil u tog maar uitnooi na die tyd, dan gaan ek hier wees, as daar van u is wat vra wil hê, ons gaan lekker curry en rys eet langsaan, kom vra vir my as daar iets is wat u nie verstaan nie, iets is wat u beter wil van, of meer wil van weet, kom vra my asseblief. 2 Korintiërs hoofstuk 5. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele, want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God. Want wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe of ons inwoon of uitwoon om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Die gedeelte praat, voordat ons gaan saam bid, van inwoon en uitwoon. Dit beteken as ons nog hier in hierdie liggaam woon, onthou ons het gisteraand gesê van hierdie tent wat se nate uitmekaar uittrek, ons lewe nog in die tent en ons sug en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. So dit beteken as ons nog hier inwoon, dan woon ons outomaties nog uit by God. Ons is nog nie by hom nie. Maar as ons by hom inwoon, dan moet ons hier uitwoon. Ons kan nie hier en daar wees nie. Hierdie vlees moet verander word in 'n oomblik en in 'n oogwink, het ons mos gisteraand vir mekaar gesê. Nou sê hy hier, of ons nou inwoon of uitwoon, ons moet God welbehaaglik leef. Dis die kruks van dit wat ons hier gelees het. En dan kom hy met vers 10, dan sê hy, want, hoekom moet ons God welbehaaglik lewe? Hoekom moet ons lewe dat ons eer op sy naam sal bring? Want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Maar voordat ons verder gaan, kom ons bid saam. Hemelse Vader, sit mense voor my wat miskien 'n lang dag gehad het, druk beleef het, baie dinge wat op hierdie oomblik hulle aandag van u woord kan aftrek, miskien in 'n ander rigting neem. Maar ek wil kom vra dat u vir ons die verligte oë van die verstand sal gee, dat ons diep sal insien in die waarheid van u woord. Dat u ons gedagtes gevange sal neem om gehoorsaam te wees aan Christus Jesus. Dat u ons ore sal oopmaak om te hoor wat die Gees van God aan die gemeente wil sê. Dat u ons vir 'n oomblik sal afsny van 'n wêreld daar buite wat hoofsaaklik geen behaag in u het nie. Maar dat ons hier sal wees, wat bestel is vanaand om hier te wees, dat ons na u woord sal luister. Maar Here, dat ons dit nie net deur ons ore sal inneem nie, dat ons werklik sal luister, 'n afspraak het vanaand met u. Ons vra dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. So my broeders en susters, vers 10 dan wat ons gelees het sê, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Uiteindelik beteken hierdie woorde dat daar 'n geleentheid gaan aanbreek
wanneer ons van hierdie wêreld af verplaas sal word om voor God te verskyn, voor die regterstoel van Christus. Nou is die groot vraag, wat gaan ons beleef? Daardie oomblik by die opstanding, wanneer ons verander gaan word in 'n oomblik en in 'n oogwink en weggeneem gaan word, soos 1 Timoteus 6 vers 16 sê, na die ontoeganklike lig, of soos Paulus dan ons daarop wys in 2 Korintiërs hoofstuk 12, na die derde hemel. Wat gaan gebeur daardie oomblik as ons weggeneem word? Wel, die waarheid van Halleluja lied 103 is so, dat wanneer ons daar gaan inbeweeg, gaan ons tereg opmerk, die helfte is my nie aangesê nie. Dit wat Paulus van praat, dat dit wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit wat 'n mens in sy wildste verbeelding nie kon uitdink nie, onuitspreeklike woorde. Paulus, wat 'n geleerde man is, wat wel ter tale was, het nie die woorde skat gehad in enige taal, of dit nou in Grieks is, die mees komplekse taal, hy het nie die woorde gehad om uitdrukking te gee aan dit wat hy daar gesien en beleef het nie. Wanneer ons nou Openbaring 4 bestudeer, die beskrywing van die kerk wat in die hemel is, dan sien ons in Openbaring 4 die oomblik, toe Johannes opgeneem is met die woorde, kom op hierheen, toe word hy onmiddellik vasgevang deur die middel van die hemel, want daar is 'n troon. Dis wat hy sien, onmiddellik as hy opgeneem is. Jy sien, maar dit is nie die troon wat sy aandag gryp nie. Dit is hom wat op die troon sit, wat onmiddellik sy aandag vasgryp. En wanneer hy na hom kyk, dan gee hy vir ons 'n beskrywing dat hy wat op die troon sit, as hy soontoe kyk, dan is dit soos kristalhelder jaspis. Dit is soos 'n glansende kristalhelder lig wat skyn. En dis wat ons ook in Openbaring 1 lees van die verheerlikte Christus, dat sy aangesig is soos die son wat skyn in sy krag. Dis wat hy beleef, hy kan skaars daarna toe kyk. Geen wonder dat as ons Jesaja hoofstuk 6 bestudeer, dan sien ons die heilige wesens rondom die troon van God. Die serafs het 6 vlerke, hier die heilige wesens. Met 2 het hulle gevlieg, met 2 het hulle aangesig bedek, met 2 het hulle voete bedek, want hy wat op die troon sit, sy aangesig skyn, soos die son in sy krag. Daarom dat ons vir die kinders sê, moenie direk vir die son kyk nie, jy gaan jou oë seer maak. Nou word die Bybel vir ons hierdie, of gee die Bybel vir ons hierdie beskrywing, dat die aangesig van hom wat op die troon sit, lyk soos die son wat skyn in sy krag. Maar Johannes gee vir ons 'n verdere beskrywing dat wanneer hy na die troon kyk, daar ook hierdie sardius is. Dit is 'n diep donker rooi kleur. Om die antwoord hiervan te kry, moet ons na die volgende hoofstuk toe gaan. Waarom sien hy die kristalhelder jaspis, maar ook die diep donker rooi kleur sardius? In Openbaring hoofstuk 5 lees ons dat 'n sterk engel gekom het met 'n vraag. Wie is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak? En dan is daar niemand gevind nie. Nie in die hemel nie, nie op die aarde nie, nie onder die aarde nie. En dit het Johannes tot geweldige trane gestem, dat hy daar bitterlik geween het. Uiteindelik is hy vertroos. Uiteindelik het daar een na hom toe gekom en gesê, daar is iemand wat waardig is. Daar is iemand gevind wat die boek se seels, die 7 seels kan breek en oopmaak. En toe daar vir Johannes gewys is in sy rigting, toe word die beskrywing gegee dat dit die wortel uit die stam van Dawid is. Dit is 'n verwysing na Jesaja 52 en 53, soos 'n wortel uit droë grond, maar dan sien hy hom soos die leeu uit die stam van Juda.
My broeders en susters, vriende, toe Johannes hom sien, die leeu, toe hy hom sien, toe sien hy hom soos 'n lam, asof geslag. Het jy al gesien hoe lyk 'n lam wat geslag is? Johannes kyk na die troon en hy sien 'n diep, donker rooi. Hy wat in die hemel woon, hy wat op die troon sit, is die lam van God. Hy wat vir ons die verlossing aan die kruis gedra het. Hy is daar en die merke is sigbaar. Die verlossingslam is die een wat nou in die hemel optree, wat op sy troon sit. Die koning van die konings en die Here van die Here. Maar dan, wanneer Johannes verder kyk, dan beleef hy hierdie dinge wat daar gegee word, 'n groen, 'n smarag reënboog. En dit vat ons terug natuurlik na Genesis toe. Jy onthou die verhaal van die ongeregtigheid wat opgebou het en God berou gehad het dat hy die mens gemaak het en uiteindelik sy oordeel uitgegiet het en daarna het hy sy teken gegee in die hemel, die teken van die reënboog met 'n belofte dat hy die aarde nooit weer deur water sal oorstroom nie. Nou vind ons 'n smarag reënboog in die hemel. En dit herinner ons dat hy wat oordeel is regverdig. En dis wat in die boek Openbaring nou vorentoe gaan gebeur vanaf hoofstuk 6. Aan die einde van hoofstuk 6, dan sien ons alreeds die mense bid en wens dat die berge op hulle kan val en dat die heuwels hulle kan bedek vir die toorn van die lam. Jy sien, want dit is wat kom. Die oordeel van God is op hande. Dis wat nou uitgebeeld word. Maar dan verder sien hy 4 lewende wesens en hulle aangesig. Soos Psalm 150 sê, laat alles wat asem met die Here loof, en so word hier die lewende wesens uitgebeeld. Of dit nou die makdiere in die bil is, of die voëls van die hemel en die arend, of die mens, of die leeu, die wilde diere, alles wat asem het, en dis presies wat hierdie 4 lewende wesens doen, van binne en van buite vol oë. Hulle roep toe, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. So Johannes sien nie net sekere dinge nie, hy hoor ook sekere dinge. Die vraag is, wat gaan ons beleef in daardie oomblik? Ons gaan sekere dinge hoor. Hulle roep uit 3 maal, heilig is die Here, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. En jy weet nou weer eens, as ons teruggaan na Jesaja hoofstuk 6 toe, en ons sien dat die serafs daar rondom sy troon uitroep, heilig, heilig, heilig is die Here, dan tot in Openbaring hoofstuk 4 roep hulle dit nog steeds uit. Jy sien, hulle roep nie daar uit liefde, liefde, liefde nie, hulle roep sy kenmerk uit, heilig. Dis wie hy is wat op die troon sit, dis 'n heilige, dit is 'n waaragtige God. En dan elke keer as hulle so uitroep, heilig is die Here, dan antwoord 24 ouderlinge en hulle bevestig dit, nog 24 kleiner trone. Dis 'n verskil van Jesaja hoofstuk 6 af, en Jesaja hoofstuk 6 was daar nie ouderlinge nie, maar jy sien, nou is die bruid opgeneem in die hemel. Nou is hulle daar verteenwoordigend van die gereddes, 24 kleiner trone met wit klere, met krone op hulle hoof. En hulle bevestig elke keer as God se heiligheid so besing word. Wonderlike aksie in die hemel. My broeders en susters, hierdie krone is iewers uitgedeel. Hierdie krone wat hulle dan weer aan die voete van die Here Jesus neerlê. Nog 'n beskrywing wat ons vind in Openbaring hoofstuk 4, is dat daar 'n soort see van glas is. As jy Openbaring hoofstuk 4 lees, gaan jy sien hoe lyk dit in die troonkamer van God. 'n See van glas, 'n soort platform. Hierdie platform, hierdie see van glas, bring ons nou by die teks wat ons gelees het vanaand in 2 Korintiërs 5 vers 10, want ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn. Die woord regterstoel in Grieks is die woord bema.
Daarom dat vanaand se tema is die beloning by die bema. Die woord bema is 'n soort paviljoen, soos die Grieke nou atletiek gehardloop in daardie dae, dan het hulle nou opgeloop om uiteindelik op 'n soort rostrum te staan, soos die kinders wat atletiek hardloop, en daar kry hulle nou hulle medaljes. Dis hierdie woord bema, paviljoen waarop hulle geloop het om hulle beloning te kry. Nou sê die teks vir ons almal moet voor die regterstoel van Christus verskyn om te ontvang wat ons deur die liggaam verrig het, of wat goed is of kwaad. U sien, elke mens het 'n afspraak met God. Daar is 'n ander afspraak waar ander mense nog voor God gaan staan. Ons sal volgende môre aand dalk so 'n bietjie meer daaroor sê. Ons lees in Openbaring hoofstuk 20 van 'n groot wit troon oordeel. En het is belangrik dat u hierdie twee plekke nie met mekaar verwar nie. Daar is 'n bema, maar die bema is 'n plek van beloning. Daar is 'n groot wit troon oordeel, maar dit is 'n plek van veroordeling. Daar's 'n plek van beloning en veroordeling. Dis nie dieselfde plekke nie. By die een plek aan die einde van die dae, by die groot wit troon oordeel, gaan die ongereddes opgewek word. Dit is die tweede opstanding. Gaan lees Openbaring, dan sal jy sien. En sommige het nie opgestaan totdat die 1000 jaar volëindig is nie. Praat van die tweede dood. Dis hulle wat voor die groot wit troon oordeel gaan staan. 'n Plek van veroordeling waar mense gaan hoor, gaan weg van my, ek het julle nooit geken nie. Maar die bema, regterstoel van Christus, is nie 'n plek van veroordeling nie. Dis 'n plek waar mense wat gewederbaar is, wat gered is, kinders van die Here gaan kom staan om te ontvang wat hulle deur die liggaam verrig het, of dit goed is of sleg. Daar's kinders van die Here wat daar gaan staan, wat nie 'n volle loon gaan ontvang nie. Daarom sê 2 Johannes 1 vers 8, dat ons op ons hoede moet wees, dat ons nie verloor wat ons deur die liggaam verrig het nie. Ons word nie gered deur werke nie. Ek het dit vir u alreeds baie duidelik gesê. Geen werk, niks wat jy doen kan jou red nie. Maar ons word gered tot werke. Ons word gered om bruikbaar en diensbaar vir die Here te wees. En hierdie geleentheid gaan aanbreek wanneer ons voor God gaan staan. Sommige mense gaan daar staan met leë hande, soos ons ook gister gesing het. Moet ek gaan met leë hande? Moet ek so my Heer ontmoet? Nie een dag aan hom gewy nie, niks te offer aan sy voet. Sommige mense gaan so daar staan. Maar ander gaan ook kan hoor, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Die boodskap van vanaand het ten doel om u daartoe aan te spoor. Daartoe te wys dat elkeen van ons op 'n stadium voor God sal staan. Kyk, jy kan jakkals draaie in hierdie lewe rondom mense hardloop om hulle te vermy. Maar daar is 'n afspraak wat niemand kan uitstel of afstel nie. Daarom sê die Here Jesus in Openbaring 22 vers 12, kyk, ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld, elkeen te beloon, soos sy werk sal wees. Daardie dag, op die rostrum van God, op die see van glas, by die bema, gaan kinders van die Here opgeroep word om hulle loon te ontvang. En die eerste is die kroon van die lewe. Jakobus 1 vers 12 sê, salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. Jy sien, dis 'n liefdeskroon wat uitgedeel gaan word vir mense wat die versoeking weerstaan het. Salig is die man of dan die vrou wat die versoeking verdra, wat die toets deurstaan, wat die Here Jesus liefhet. My broeders en susters, 2 Timoteus 3 vers 12 sê, as jy godvrugtig wil lewe, dan sal jy vervolg word. As jy godvrugtig wil lewe,
As daar 'n begeerte in jou hart is om te doen wat God vir jou gesê het om te doen, om te lewe na sy wil en welbehaag, dan sal die aanslag oor jou lewe kom. Daar sal vuurige pyle op jou afgevuur word. Jy word 'n teken van die sielevyand. Moenie die leuen glo wat kerke partykeer teen hulle borde opsit, dat as jy na Jesus toe kom, gaan al jou probleme wegval nie. Moenie glo dat as jy nou die gospelletjie, soos hulle nou sê, as jy nou die gospel gedrink het, gaan al jou kopseer weggaan nie. Dis 'n leuen. Dis nie altyd maanskyn en rose om die Here te dien nie. Daar kom baie keer moeilike omstandighede en daar word slagysters vir die kinders van die Here gestel om jou te kniehalter, om jou in die hek vas te laat duik, dat jy moet grond koop en in die stof val, om jou af te trek. Hierdie aanslag kom oor 'n kind van die Here se lewe. En weet jy wat is die ergste van dit alles? Ons word weggelok deur die begeerlikhede van ons eie vlees. Ja, die duiwel is die versoeker om ons af te trek en weg te lok. Hy hou die geel wortel van sonde voor ons, maar jou eie vlees sal jou om elke hoek en draai verraai. Daarom dat die vlees teen die gees staan, hulle is in botsing met mekaar. Jou vlees wil sy eie drange en sy eie begeertes bevredig. Jou vlees soek altyd aanknopingspunt met die wêreld, om hom in die wêreld uit te giet, om hom in die wêreld te geniet. En jy kan nie doen wat jy wil nie, want jou vlees neig tot die kwaad en soek dit wat verkeerd is. Jou vlees is in vennootskap met die sielevyand. En dan soos Charles Haddon Spurgeon gesê het, versoeking is soos 'n swart wolf wat in jou skade weerloop. Jy sien my broeders en susters, vriende, versoeking kom en soek na die mens. Net hierdie dag het daar 'n paar oor jou pad gekom. Moenie die duiwel se leuen glo om te dink versoeking is sonde nie. Nee. Versoeking is nie sonde nie. Selfs Jesus in Lukas 4 is versoek, maar sonder sonde. Versoeking is nie sonde nie, maar dit is die toegee aan versoeking. Versoeking is net die vraag, ek versoek jou, ek vra jou, om toe te gee aan die versoeking. Dit bring die dood voort en die dood baar uiteindelik meer sonde en dit bring die dood in 'n mens voort. Wanneer jy ja sê vir die wêreld en nee sê vir God, maar hoor wat sê die teks, salig is die man wat versoeking verdra, wat nee sê vir die pret en die plesier van hierdie wêreld, die wêreld wat jou altyd wil aftrek. Nou lyk dit vir jou, ag, jy mis uit op soveel, die wêreld geniet hulle darm, kyk wat doen hulle het nie al hierdie reëls en regulasies wat op hulle neergepak word nie, hulle lyk so vry, hulle doen wat hulle wil, hulle leef so lekker, maar die beloning daarvan, my broeders en susters, is die dood. Maar God beloof 'n kroon van die lewe vir elke een wat nee sê vir die versoekinge van hierdie wêreld. Daar is loon by sy in sy teenwoordigheid, meer as wat hierdie wêreld jou ooit kan gee, vir die korte duur, vir 'n bietjie plesier. Die wêreld kan jou nie beloon, soos God jou gaan beloon nie. Jy ken ons, ek weet nie of jy dit gehoor het nie, van die legende, van die ou wat die hemel gewys is. En 'n engel neem hom om die hemel te wys, en dit lyk so mooi, dit lyk so pragtig. Hy beleef die strate van goud, en die boom van die lewe, en hierdie groot stad met sy fondamente, sy 12 fondamente, en daar ver weg, buitekant, daar hoor hy sulke strelende musiek en dit lyk so mooi en hy vra vir die engel wat hom nou op hierdie toer geneem het, wat is daar ver, wat is daar buitekant? En die engel sê vir hom, dit is die hel. En hy sê, kan ons bietjie nader gaan om te gaan kyk? Hy sê, sekerlik, ons kan nader gaan. En soos hy nader gaan, verder weg van die stad, verder weg, raak het vir hom al hoe mooier. Die musiek wat hy hoor is al hoe strelender. Die gevoel wat hy beleef is so warm, hy kry sommer lekker hoendervleis.
En hy sê, "Sy seker dis die hel." Hy sê, "Dit is die hel." Hy sê, "Maar dit kan nie wees nie." En hy kom uiteindelik by 'n punt en hy staan daar stil en hy sê, "Is dit die hel hier onder?" Hy sê, "Ja, dit is die hel." Hy sê, "Dit kan nie wees nie, ek sal self uitvind." En hy klim af en hy val deur 'n wolk binne in die vlamme van die hel. En daar in die vlamme van die hel is hy in pyn. En hy knars op sy tande. En hy sê, "Maar hoe kan dit wees?" En die een hier langs aan sê vir hom, "O, het hulle jou ook gevang?" Hy sê, "Hoe bedoel jy? Dit was dan so mooi. Dit het so lekker gevoel. Dit het so goed geklink." Toe sê die een hier langs hom, "Ja, maar dit wat jy gesien het, was net die advertensieveld tog." My broeders en susters, die hel se advertensieveld tog is uitstekend. Maar die beloning is die dood. Salig is die man wat versoeking verdra. Daar gaan eendag loon by God gegee word vir elke een wat die slagysters vermy, wat gemeenskap het met die lyde van Christus, gelykvormig word aan die dood van Christus, dat jy soos in Galasiërs 2 vers 20 kan sê, ek leef nie meer nie. Ek is dood vir die plesier en die genot van hierdie wêreld en alles wat die wêreld jou kan gee. Ek leef nou vir Christus. Daar gaan loon uitgedeel word. Die volgende is die herderskroon. Hoor wat sê 1 Petrus 5 vers 4. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang. Ons praat hier nog van 'n onverwelklike kroon. 'n Laurierkraan sal weggaan. Die vraag is, wat gaan ons beleef as ons opgeneem word? Daar word die krone uitgebeeld. Wat gaan ons daar sien rondom die troon van die Here? Daar's die trone en uiteindelik die 4 lewende wesens wat daar uitgebeeld word. Daar gaan loon gegee word, ook vir diegene wat voorgeloop het in die diens van die Here. 'n Herderskroon, wanneer die opperherder verskyn. Ons praat nou hier van loon, beloning, wat daardie dag uitgedeel gaan word. Vir die predikante, vir die pastore, vir die ouderlinge, vir die diakens, vir die CVV bestuursleiers, vir die besture, vir die jeugbestuur, vir die sendingbestuur, vir die klankmanne, vir die voorsangleiers, vir enige iemand wat by die sonnaarskool betrokke was, vir die mense wat iets op aarde vir Jesus gedoen het, wat voorgeloop het. Jy sien, baie kinders van die Here is mos soos 'n voortrekker, wat so in die oggend mireer. Dis 'n gesukkel om hulle aan die gang te kry, om iets vir die Here te doen, maar kyk, dit gaan my verstand te bowe. As die baas vir hulle vra om iets te doen, dan spring hulle en doen dit, want anders word hulle gefire. Maar as die koning van die konings vir hulle iets vra, dan is hulle so traag om iets vir die Here te doen. Het voel baie keer, jy moet mense lek om iets vir die Here te doen. Jy moet hulle stoot. So is daar mos nou die werker op die plaas. En die krywa maak so kachiri, kachiri, kachiri. En hy kom daar en sê, mevrou, hierdie krywa is nie reg nie. Hy maak so kachiri, kachiri, kachiri. En sy hak af en sy gee hom 'n oorvee. En hy vra, wat nou? Sy sê, die krywa moenie maak kachiri, kachiri, kachiri nie. Die krywa moet maak kachiri, kachiri, kachiri. Daar moet net 'n bietjie ywer in mense se lewens kom. Daar moet net 'n bietjie vuur in mense se harte kom. Dat wanneer hulle vir die Here iets doen, dat hulle met oorgawe, met ywer aan iets aan die dag lê, soos Dr. Harold Peasley gesê het, what on earth are you doing for heaven's sake? Wat doen ons op aarde ter wille van die Here? Ter wille van sy koninkryk. Die doodskleed het nie sakke nie. Daar is nie 'n ventertreilertjie agter jou lykswa wat al jou goed saam met jou in die ewigheid gaan inneem nie. Dit is van verbygaande aard, maar wat ons vir die Here doen, dit bly tot in alle ewigheid. En tog is daar mense wat soveel tyd en aandag spandeer aan al hulle sekuriteite, aan al hulle pensioene, aan hulle beleggings. Hulle maak vir hulle skatte bymekaar op aarde waar mot en roes verniel.
Dis nie verkeerd om wel af te wees, om goed versorg te wees nie, maar dis absoluut dwaasheid. As jy alles in jou lewe doen vir die hier en die nou en niks het vir die ewigheid nie. Dit maak nie sin nie. Dat mense dit sal doen. Daarom gaan daar eendag loon uitgedeel word vir mense wat gaan hoor mooi so. Jy het iets op aarde vir die saak van die hemel gedoen. En nie net wat jy gedoen het nie, maar ook hoe jy dit gedoen het om die lig, die wêreld binne te neem. Om sout en lig te wees. Ons kan nie soos die wêreld wees nie, maar dieselfde dinge oormou om die braaivleisvuur. Praat ons maar dieselfde goeders, ons is maar net soos die wêreld. Ons kan nie so wees nie. Ons moet die lig van Christus se wêreld binne neem. Die dogtertjie besoek saam met haar ouers Europa en hulle besoek hierdie groot kathedrale en uiteindelik vra die dogtertjie vir mamma, wie is die mense daar bo op die vensters, op die loodglasruite? En mamma sê, dit is nou die heiliges wat daar uitgebeeld word. En toe die dogtertjie uiteindelik terugkom in Suid-Afrika, soos haar ouma nou maar is, vra ouma, my kind, wat het jy alles gesien? En sy sê, ouma, ons was in hierdie groot kerke gewees, en ouma, daar was vensters, groot vensters gewees met die heiliges op. Ouma, weet ouma wat? Dit is deur daai heiliges wat die lig binne gekom het. Dit is deur hulle wat die lig binne kom. My broeders en susters, ons leef in 'n krom en verdraaide geslag, wat God en sy gebod nie meer ken nie. 'n Geslag wat aan God geen ergernis het nie. Dit is deur ons wat die lig binne behoort te kom. 'n Herderskroon, wanneer mense sigbaar sien wat ons vir die Here doen. Maar dan is daar ook 'n sielewennerskroon. 1 Timoteus 2 vers 7, 1 Tessalonisense 2 vers 19. Want wie anders as julle is ons hoop of blydskap of kroon van roem. Hoor, hierdie sielewennerskroon word ook 'n kroon van roem genoem. In die teenwoordigheid van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms. Wanneer die wederkoms van die Here plaasvind, daar gaan krone uitgedeel word wanneer ons by die opstanding opgewek word. Dis daardie dag wanneer die saaier saam met die maaier bly gaan wees oor die siele wat ingebring gaan word. Ons weet dat die engele juig oor een siel wat tot bekering kom, een siel wat op pad hel toe is, maar wat hulle tot God bekeer en sê, Here, ek gee my lewe vir U. Daar gaan sielewennerskrone uitgedeel word vir diegene wat uiteindelik die groot opdrag van Jesus Christus gehoorsaam het om die hele wêreld, soos Markus 16 vers 15 sê, die hele wêreld in te gaan en die evangelie aan die ganse mensdom te verkondig. Uiteindelik, my broeders en susters, krone wat uitgedeel gaan word vir mense wat gedoen het, wat Spreuke 24 vers 11 sê, red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. Die Bybel leer vir ons dat 'n mens is nie outomaties maar net 'n kindjie van liewe Jesus nie. Die Bybel sê vir ons almal is in sonde ontvang en gebore. Ons is van nature kinders van die toren. Ons is geskei van die heerlikheid van God, want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Of jy nou die paus of die predikant is, ons word in sonde ontvang en gebore, soos Dawid sê in Psalm 51 vers 7, soos Romeine 3 vers 23 ons leer, dat hierdie oordeel van die dood het tot alle mense deurgebring, wat ons leer in Romeine 5 vers 12. Dis die mense sonde probleem wat ons gisterand ook oor gepraat het, die addergif van sonde wat in 'n mens se hart is. Ons het nodig om gered te word. Dis die boodskap wat ons moet uitdra. Nou is daar mense wat sê, ag, ek verkondig die evangelie met my mooi lewe. Luister vriende, die evangelie is 'n boodskap wat geformuleer moet word, wat oor jou lippe moet rol. Dis iets wat jy sê. Die moslems het ook baie keer mooi lewens, maar hulle verkondig nie die evangelie nie. Jy kry ateïste wat nie in God glo nie. Hulle het baie keer mooi lewens. Hulle verkondig nie die evangelie net met 'n mooi lewe nie. Die evangelie is 'n boodskap.
Dis iets wat mense moet hoor, want uiteindelik word geloof gewerk deur die gehoor, deur die woord wat ons hoor, dit sê Romeine hoofstuk 10. En jy weet, dis nie so moeilik om die evangelie te verkondig nie. Ek sê vir mense, partykeer vertel net vir mense hoe jy by Jesus uitgekom het, dis al klaar 'n getuienis van die evangelie. Maar in Brits gemeente, bel iemand my op 'n stadium en sê, Dominee, daar's 'n oom in die hospitaal, wil jy nie hom gaan besoek nie? Hy het gevra, hy wil met iemand praat oor Jesus. Ek sê, ja, ek sal gaan, ek ken die oom van geen kant af nie. Kom daar by die hospitaal aan, ek vra, is dit oom so en so wat in daai hospitaal bed lê? Hulle sê vir my, ja, dit is hy, en ek loop dan na hom toe, en ek sê vir hom, oom, ek hoor oom wil met my praat oor Jesus. Hy sê, ja, dit is hoekom ek gevra het dat iemand na my toe sal kom. Nou net so kort en eenvoudig, soos dat ek nou dit vir u gaan sê, het ek het daai dag vir die oom gesê. Ek sê vir hom, oom, dis baie eenvoudig. Kom ek vertel vir oom iets, wat die Bybel ons leer. Die Bybel sê vir ons het teen God gesondig. Daar is 'n kloof tussen ons en God. Ons is geskei van die heerlikheid van God. Ons is nie outomaties maar net kinders van Jesus nie. Daar is 'n kloof. Maar God het sy enige gebore seun gestuur om aan die kruis vir ons te kom sterf, die straf te kom dra van die dood en van die sonde. Hy is hierdie brug tussen ons en God. Hy is die middelaar. Hy is die een wat God se hand vat en ons hand vat en by mekaar uitbring, sodat ons versoen kan word met God. Ons wat vyande geword het, ons wat van God geskei is, hy het vir ons aan die kruis gesterf, opgestaan uit die dood, dat as ons in hom glo, ons ook in 'n nuwe lewenswandel saam met hom kan leef. Ek vra vir die oom, glo jy dit? Hy sê vir my, ja, hy glo dit. Ek sê, oom, nou sê dit dan vir Jesus. Sê dit vir hom, dat u dit glo. Ek sê, wat ek gaan doen is, ek gaan nou vir oom bid, en dan as ek klaar gebid het, ek gaan hardop bid, en dan kan oom bid. Oom kan saggies bid, of oom kan hardop bid. As oom saggies bid, en het vir Jesus sê asseblief net hardop amen, anders sit ek hier met my toe oë en almal wonder wat gaan met my aan. Ek bid vir die oom, net so kort. Ek sê, Here, hierdie oom sê vir my, hy wil u ontmoet. Hy wil u graag leer ken. Hy gaan nou met u praat. Wil u nie asseblief hoor wat hy sê nie? Amen. En ek bly net so stil. Nou wag ek om te hoor, die oom bid, waarskynlik nou saggies, ek hoor niks wat hy sê nie. Jy weet, daai oom het nooit amen gesê nie. Die volgende oomblik begin daai oom kliphard in die hospitaal uitroep. Hy roep so uit, dit weer galm deur die gange van daardie hospitaal, kliphard. Die volgende woorde wat ek hoor is, Jesus! O, Jesus! Hy roep dit so hard uit, sy skoonseun kom daarin, ek het nie eers geweet sy skoonseun is daar nie. Die eerste vraag wat daardie oom vir sy skoonseun vra wat daar inkom, is, soos wat hy inkom, sê hy vir hom, ken jy vir Jesus? Ken jy vir Jesus? Onmiddellik is daardie man bekommerd oor sy skoonseun se siel. Het jy dit al ooit beleef, dat 'n bok 'n skaap word? Het jy al gesien hoe kaf voor jou oë verander in koring? Het jy al gesien hoe die duisternis uit iemand se oë uitwyk? Hoe hulle in 'n oomblik gered is. As jy dit al beleef? As jy dit nog nie beleef nie, het jy nog niks in hierdie lewe beleef nie. Jy kan kinders hê en kleinkinders hê en jy kan wonderlike dinge hê, jy het nog niks beleef as jy nog nie 'n siel na Jesus toe gelei het nie. Dis die wonderlikste ervaring as jy sien hoe 'n helleling 'n hemeling word in 'n oomblik. Daar gaan loon uitgedeel word, dis nog nie te laat nie. Oom, tannie, as jy nie vir jou kleinkinders se redding bid nie, wie gaan?
As jy nie 'n traktaatjie, 'n stap vir stap boekie in jou buurman se pos besit nie, wie gaan? As jy nie die evangelie gaan verkondig nie, God gaan nie sy engele stuur om dit te doen nie. Ons word geroep om die goeie nuus van Jesus Christus te verkondig. U kom met mense in aanraking wat ek of Dominee Andrew of ander mense nooit in aanraking mee gaan kom nie. Sielewenners kroon. Daar gaan 'n wederkomskroon uitgedeel word. 2 Timoteus 4 vers 8 sê, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Watter dag is dit? Dis die dag van beloning. 'n Kroon wat uitgedeel gaan word, 'n wederkomskroon. En let op wat is die vereiste, diegene wat die verskyning van die Here lief gehad het. Hier praat ons nou van mense wat 'n wederkomsverwagting het, wat so leef dat hulle wag vir Jesus om te kom. Hulle wag nie vir die pensioen noodwendig nie, hulle wag vir Jesus om te kom. Nou, dis maklik om te sê dat jy 'n wederkomsverwagting het, dis iets anders om dit te bewys. Kortliks gee ek vir u die bewyse van 'n wederkomsverwagting. Weet jy hoe lyk iemand wat 'n wederkomsverwagting het? Kyk, jy kan sê jy wag vir Jesus om te kom, maar hoe lyk dit in die praktyk? In die eerste plek word dit gesien in kerkbywoning. Ja, glo dit of nie, kerkbywoning. Bewys of jy 'n wederkomsverwagting het, die baie bekende Hebreërs 10 vers 25, en laat ons onderlinge byeenkomste nie versuim, so sommige die gewoonte het nie, maar laat ons mekaar vermaan, en dit des te meer na mate julle die dag sien naderkom. Watter dag is dit? Dis die dag van sy wederkoms. Na mate jy die dag van sy wederkoms nader sien kom, na mate daardie wete in jou hart deurdring, dat jy weet Jesus se wederkoms naderkom, wil jy graag wees wat die kinders van die Here is. Ek onthou hier in Hoërskool Strand, het 'n laaitie vir my eendag gesê, man, om kerk toe te gaan, maak nie van my 'n kind van die Here nie. Hy's reg, dit maak nie van jou 'n kind van die Here nie, maar kinders van die Here gaan kerk toe. If you don't want to go to church, why do you want to go to heaven? As jy nie hier in die teenwoordigheid van God wil wees, soos hy beloof het as sy kinders bymekaar is in ons midde, hoekom wil jy in die ewigheid by hom wees? Jy sien, uiteindelik moet ons elke geleentheid vind om te wees wat die kinders van die Here is, na mate ons die dag sien naderkom. Maar die tweede is nie net kerkbywoning nie, dis iemand wat nie sy plesier in hierdie wêreld vind nie. Hoor wat sê Romeine 8 vers 22 en 23, want ons weet dat die hele skepping tesame sug en tesame in barensnood is tot nou toe, en nie alleen dit nie, maar ook self ons wat die eersteling van die Gees het, ons sug ook in onsself, in afwagting tot die aanneming tot kinders, naamlik die verlossing van die liggaam. Dit verwys na daardie oomblik as ons verander gaan word. Ons sug ook in onsself. Ons het hierdie verlange, ons het hierdie sugting dat Jesus se wederkoms gaan kom. Ons vind nie ons plesier en pret in hierdie wêreld nie. Dit beteken nie die kinders van die Here kan nie sekere dinge in hierdie wêreld geniet nie. As daar nou mense is wat hierdie lewe kan geniet, wat met 'n glimlag op hulle gesig kan leef, is dit die kinders van die Here. Ons het soveel om voor dankbaar te wees, soveel om voor bly te wees. Daar is pragtige dinge wat ons kan geniet. As jy die Drakensberge sien, as jy die Kruger Nasionale Wildtuin sien, as jy die see en al sy pragt sien, dan is daar baie dinge wat ons kan geniet. Dominee Dani van Rensburg sê altyd, as hy geweet het, dis so lekker om kleinkinders te hê, dan sou hy eers kleinkinders gehad het en dan kinders. Daar's dinge wat ons kan geniet, behoort te geniet. Maar die punt is, sommige mense, verskoon dat ek dit so kras uitdruk, eet hulle self so dik aan die wêreld, die plesier van die wêreld, dat hulle geen tyd vir God het nie, geen aptyd vir God meer het nie. Hulle hardloop van stuurboord tot bakboord die hele week lank. Hulle giet hulle uit in dinge van hierdie wêreld. Saterdag gebruik hulle nou nog vir die sport en vir die plesier. Dan op 'n Sondag is hulle so moeg. Dominee, ek kan nie kerk toe kom nie, ek is te moeg. Jy sien, hulle aptyd word versadig in die wêreld dat hulle vir God nie meer tyd het nie. Dis die probleem. Nie wederkomsverwagting dan nie.
Maar die volgende is iemand wat 'n studie doen, iemand wat die profetiese woord bestudeer, iemand wat wederkomsdienste bywoon. Wat ander mense na sulke geleenthede toe nooi, hulle het 'n wederkomsverwagting. Aan Daniël is gesê om die boek te verseël, maar in Openbaring 22 vers 10 lees ons, moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie, want die tyd is naby. Praat van mense wat nie die profetiese woord verag nie, soos 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, maar die laaste van hoe weet ons, hoe lyk iemand met 'n wederkomsverwagting, dit is iemand wat dankbaar is. Ek het nou gesê vers 18, maar 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, dat dit die wil van God is, dat ons dankbaar moet wees. Dis die wil van God dat ons dankbaar moet wees. Dit is die bewys, dat iemand 'n wederkomsverwagting het. Laat ons bly wees en ons verheug, en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaak, sê Openbaring 19 vers 7. Praat van dankbaarheid. Jy weet vriende, ek ken ou tannies, daar seker 'n ou ooms ook, maar ek ken ou tannies wat in hierdie lewe niks het nie, nie 'n ding op hulle naam nie. Maar hulle loop met vreugde en vrede in hulle hart, want hulle is dankbaar. Dan kry jy mense met die wit brood onder die arm, maar hulle is so ondankbaar. Hulle is so onvergenoeg. Hierdie wêreld het hulle so ingesluk, dat hulle vrede hang van die wêreld af. Maar iemand wat dankbaar is, kyk verder as hierdie wêreldse dinge. U sien, want iemand wat dankbaar is, weet dat God nog soveel meer vir hulle het. Soos Jim Reeves mos sing, this world is not my home. I'm just passing through. Jou geluk hang nie van hierdie wêreld af nie. Daar is vreugde en vrede by God, om uit te sien na dit wat hy vir ons het. Ek lees van die man, wat op 'n stadium uiteindelik in die oggende opstaan, dan maak hy vir hom 'n koppie boeretroos, en dan maak hy die voordeur oop, dan tel hy sy koerant op, en dan sit hy daar op die stoep, en dan lees hy sy koerant. En die spesifieke môre sit hy weer die ketel aan, hy maak sy koppie koffie, hy loop na die voordeur toe, hy maak die voordeur oop, en hier sit 'n hondjie, met die koerant in sy bekkie. En die man het gedink, dis vreeslik oulik. Hy loop daar na die spens toe, hy gaan haal 'n koekie, en hy gee die koekie vir die hondjie, en hy vat die koerant. En die hondjie eet die koekie, daar hardloop hy en die man lees sy koerant verder. Daai volgende môre staan die man op, hy sit sy ketel aan, hy maak van hom 'n koppie koffie, hy maak die voordeur oop, hier sit dieselfde hondjie, met 'n koerantjie in sy bek, en 20 koerante wat op die stoep lê. Nou nodeloos om te sê, die arme man het heel dag geloop en koerante terug uitdeel. My broeders en susters, as 'n hondjie so uitsien na 'n koekie, hoeveel te meer moet ons nie uitsien na daardie dag, wanneer Jesus sy loon gaan uitdeel nie, want hy sê, ek kom gou en my loon is by my. Die laaste wat ek vir u wil noem, kortliks, die onverwelklike kroon, 1 Korintiërs 9 vers 25, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou om in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Dit verwys na die atlete, wat hulle self geoefen het, iemand wat aan 'n wedstryd gaan deelneem, onthou hom aan sekere dinge. Hy eet nie die pizza en drink die Coke soos die ander nie, want hy wil fiks wees en reg wees. Hy onthou hom in sekere dinge. Hy oefen terwyl ander laat slaap. Hy is 'n atleet wat die marathon wil hardloop, wat die wedstryd wil wen, wat wil voleindig, wat wil klaarmaak. En jy weet my broeders en susters, soos 'n atleet om van sekere dinge onthou. Wat ek vanaand vir u sê, nie alles is sonde nie. Maar daar is sekere dinge wat laste in jou lewe kan wees, wat jou aftrek. Dis nie noodwendig sonde nie, maar dit hou jou terug, dit neem jou prioriteit oor, dit sluk jou in, dit hou jou gevange.
Dit kan enigiets wees, dit kan 'n selfoon wees, dit kan sport wees, dit kan jou ontspanning wees, dit kan pret wees, dit kan jou vriende wees. Dis dinge wat nie noodwendig sonde is nie, maar dit okkupeer jou, dit hou jou besig, dat jy nie kan uitkom by dit wat belangrik is nie. Jy hardloop hierdie wedloop, maar daar's soveel eysterballe aan jou voete vas, daar is soveel kledingstukke wat jou belemmer, dinge wat jy aangetrek het, wat jy saam met jou trek, saam met jou vat, en dit hou jou terug. Jy kan nie hardloop soos jy moet hardloop nie, en jy weet in jou lewe, wat is daar wat jou vanaand dalk terughou, dis nie noodwendig sonde nie, maar dit hou jou terug. Paulus sê in 2 Timoteus 4 vers 7, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voleindig, ek het die geloof behou. En jy weet wat doen hierdie laste met jou? Dit maak jou op 'n stadium moeg, as jy nie meer lus nie. Maak dat jy daar onder die koelteboom gaan lê. Jy hardloop nie meer so nie, hasie gaan lê ek toe nou maar daar onder die koelteboom en skilpad kom toe verby. Jy sien sommige mense so hulle raak daar onder die sleepwa in die slaap. Hulle is moeg, hulle is nie meer lus nie, dis die laste wat hulle afgetrek het. My broeders en susters, daar is loon by die Here. Wat gaan ons beleef daardie oomblik as ons weggeneem gaan word? Onuitspreeklike dinge, maar loon wat uitgedeel gaan word. Nou vanaand praat ek met die kinders van die Here. Gaan jy nie uitmis, 'n rooi gesig voor God staan, omdat jou lewe op aarde, die kort tydjie wat maar 'n paar handbreed is, soos die gras wat verdor, is so vol van die wêreld. Hoe lyk jou saak? Jou diensbaarheid vir die Here? Is jy vanaand in die slagysters van versoekinge vasgeval? Wil jy nie die Here vra om daardie slagysters oop te breek en jou vry te maak nie? Dat jy diensbaar vir die Here kan wees, dat jy 'n sielewenner kan wees, dat jy iets vir die Here doen. 'n Herderskroon wat dalk vir jou wag, soos die een kerkraadslid ons op 'n stadium gesê het, ag nee, hy is nou moeg, hy wil nou rus en dit gaan. Toe sê die ander een vir hom, man, jy kan in die 1000 jaar van vrede rus, nou moet ons werk. Daar's iets om vir die Here te doen, word moeg vir die wêreld, moenie moeg word vir God se dinge nie. Dis so gering, dis so vinnig verby. Jy kan iets doen vir die Here. My broeders en susters, die kleinste, of dit die was van 'n tafeldoek is, of dit die skink van 'n koppie koffie is, om iets vir iemand te doen, sielewenner te wees, ou lyntjie in die water te hê, te wag vir 'n visie om in te kom, jy bid vir iemand dat hulle gered sal word. 'n Wederkomsverwagting te hê, die laste af te gooi. Hoe gaan jy vir die res van jou lewe wat voor lê? Sommige van ons wat hier sit, het dalk 'n jaar oor. As die Here nie kom nie, dalk 5 jaar, dalk 10 jaar, hoe weet ons? Hoe gaan jy vir die res van jou tyd op aarde hardloop? Gaan jy so hardloop dat dit eer op God se naam bring? Jy kan dalk nie meer doen. Ek sê nie jy moet opgaan in Afrika soos Livingston nie. Ek sê as jy daar agter een stap vir stap boekie neem en dit vir een iemand hierdie week gee, ek wil die uitdaag. Die Andrew sê hy het stap vir stap boekies daar agter. Gaan kry vir u een, hulle is gratis. Vra die Here dat jy dit vir een persoon hierdie week gee. En bid dat daardie persoons hulle saak met God sal regmaak. Daar agter kry vir jou is verniet. Of gaan jy maar net nog aangaan en nog verder en nie omgee vir die loon wat by God is nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek bid vir een van die kinders wat hier vanaand sit, een van die kinders van die Here wat sê, Here, ek wil graag bruikbaar wees in u koninkryk. Ek het my besig gehou met allerlei dinge, maar vir u doen ek niks. Ek wil bid vir so iemand wat vanaand sê, Here, steek die vuur van die Gees van God weer in my binneste aan. Amen. Vriende, kom ons gaan afsluit met die lied wat op die bord verskyn. Ek herinner u, daar is nog boeke daar agter. Daar's lekker curry en rys en ek gaan self nou lekker daar eet saam met u. Kom ons sing die laaste lied.